Ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 8 uit. Psalm 8 is die volgende Psalm waarna ons kyk in ons reeks oor die Psalms. Vir hierdie reeks lees ons saam uit die 33-53 vertaling uit, wat mooi die direkte en poëtiese Hebreëus vir ons ook voorhou. Psalm 8, hier is die hele Psalm. Vir die musiekleier op die getiet, Psalm van Dawid. O Here, onze Here, hoe heerlik is die naam, die ganse aarde, die wat die majesteit gelê het, die hemel. In die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrondves, om die teestanders omwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande, u het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is die naam, die ganse aarde. Dit is die woord van die Here. Ons fokusverse is dan vers 2 en vers 10. Jy sal sien dat dit herhaal. Daar's 'n sinnetjie by in vers 2, maar die Psalm begin met dieselfde sin en eindig met dieselfde sin. Dit is waar ons gaan fokus. Vers 2, O Here, onze Here, hoe heerlik is die naam, die ganse aarde. Broers en susters, ek wil die aanmoedig om die Bybels oop te hou, want ons gaan na die Psalm kyk en daar's baie dinge wat ons kan raak sien as ons die teks voor ons het. Broers en susters, het jy al geluister na hoe sterrekundiges praat oor die hemelruim en dan tot die besef gekom hoe klein jy eintlik is? As jy dink hoe groot die aarde is en hoe klein jy in vergelyking met die aarde is, jy besef dan dat die aarde is eintlik baie klein in vergelyking met die son. Jy besef dat die son is ook eintlik klein in vergelyking met baie ander sterre in die hemelruim. Jy kyk op na die hemelruim, jy sien al die sterre en jy besef hoe groot is die heelal. Kan dit jou nie anders laat as met 'n gevoel van hoe klein is ek eintlik? Dit moet jy dan ook laat met 'n ander gedagte. Hoe groot is God en al hierdie dinge geskep? As jy opkyk na die hemelruim en jy dink diep, laat dit jou met hierdie twee gedagtes. Hoe klein is ek en hoe groot is God? En dis presies die gedagtes wat Dawid gehad het toe hy Psalm 8 geskryf het. Hy het nie soos vandag toegang tot baie gevorderde sterrekundiges en wetenskap gehad nie, maar tog het hy dit geweet. Tog het hy geweet, die skepping is onbeskryflik groot en daarom is God nog meer onbeskryflik groot. Daarom weet hy ook hoe klein hy is. Hy het dit besef, en dis ironies, want ons het al die wetenskap, ons weet meer as Dawid, maar ons vergeet het. Psalm 8 is dan juist 'n lofpsalm wat geskryf is om die Here te loof en te prys vir alles wat hy geskep het. Om te wys dat hy die een is wat regeer. Ons het nou reeds gesien hoe die Psalm begin en eindig met dieselfde sin, dieselfde woorde. En dis as so, dit plaas 'n mooi raampie rondom die Psalm, en dit wys ons ook baie duidelik wat die kernfokus is van hierdie Psalm. O Here, ons Here, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. En die woordjie heerlik, ons besef dit nie altyd nie, maar dit kom van die woord Here af. Wanneer jy iets of iemand heerlik noem, dan loof en prys jy die feit dat hulle regeer, dat hulle die Here is, dat hulle die koning is. So die Here word hier geprys
omdat hy die een is wat regeer. En dan sien ons dat Psalm 8 is eintlik 'n baie mooi poëtiese Hebreëse gedig wat eintlik een kernidee wil oordra. En hierdie kernidee word op twee maniere vir ons voorgehou. Dit herhaal. En mense sien dit nie altyd raak as jy dit die eerste keer lees nie, maar as ons nou naby daarna gaan kyk, dan sal ons dit raak sien. Die kernidee, die kernboodskap van hierdie Psalm is: die Here regeer deur die swakke te gebruik in sy groot plan. Die Here wat hemel en aarde gemaak het en alles geskep het, hy regeer en hy openbaar deur die swakke te gebruik. Ons kyk na hierdie Psalm en dan kan jy dalk 'n tipe patroon oplet of 'n tipe herhaling oplet. Hierdie metode van herhaling is 'n baie algemene ding binne Hebreëse poësie, binne Hebreëse gedigte of liedere. Dit word parallelisme genoem vir die wat belangstel. En dis hoe hulle 'n idee beklemtoon. Hulle herhaal dit en gewoonlik wanneer dit herhaal word, die tweede keer word daar iets bygevoeg wat word van 'n ander kant af bekyk om 'n meer volledige boodskap oor te dra. So kom ons kyk daarna dit. Die eerste keer kom dit voor van die laaste sin van vers 2 af tot en met vers 3. Dit begin deur te sê: U wat u majesteit gelê het op die hemel. So dis die eerste deel van dit. Die Here wat sy grootheid beklemtoon word en sy majesteit, sy regering beklemtoon word in die hemel. En dan die tweede deel sê: uit die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrondves om die teestanders onthul, om die vyand en wraakgieriges stil te maak. Eenvoudig gestel, die Here gebruik kinders en suigelinge, die swakkes, om die vyande en die wraakgieriges stil te maak. So daar sien ons die eerste deel van hierdie patroon, of hierdie stelling wat herhaal word. Die Here wat regeer oor alles, oor die hemele, hy gebruik die swakke, die kinders, om die vyande stil te maak, om te oorwin, om te regeer. As ons dan kyk na waar hierdie herhaal van vers 4 tot en met vers 9, dan sien ons daar word uit 'n ander hoek uit na dieselfde idee gekyk en daar word ook bygevoeg. Vers 4 wat dan weer praat van die Here wat regeer en wat groot is, omdat hy die hemele sy majesteit tentoonstel. Daar staan in vers 4: as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei. Dis dieselfde as die laaste sin van vers 2. Die Here wat sy majesteit gelê is op die hemel, die Here wat dit met sy vingers geskep het, die maan, die sterre, al daai groot dinge wat ons so gevra. Vra Dawid: wat is die mens wat u hom bedek? Die mens in die tweede deel in die herhaling is dan die swakke, die kleine, die nietige. Dieselfde as die kinders en die suigelinge. Wat is die mens wat u aan hom dink, en die mensekind wat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wat hierdie sin beteken is dat hierdie goddelike wese wat na hierna verwys word is waarskynlik engele of enige bo-natuurlike wese wat die Here opgeskep het. Vir nou in hierdie bedeling is ons net minder as hulle gemaak. Ons is ondergeskik aan hulle. Maar die Here gebruik ons om te regeer oor die hele skepping, om rentmeesters te wees oor die hele skepping. Ons sien dit in vers 7: U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, die skape, die beeste, almal, sovoorts. Die groot en almagtige Here wat die hemele geskep het, wat sy majesteit tentoonstel, hy wys vir ons en openbaar ons dat hy is die Here, deur die swakke te gebruik om te regeer, deur die swakke te gebruik om die vyand te oorwin. Dis eintlik as mens mooi daaraan dink, so anders as wat 'n mens dit sou wou hê of sou verwag. Ons sou dink dat as 'n koning of 'n magtige persoon of iemand wil sy mag tentoonstel, sal hy dit doen deur magtige, sterk, groot dinge wat domineer. Wanneer die Here wys dat hy die een is wat regeer,
deur juis die swakke in sy plan te gebruik, deur juis die nietige in sy plan te gebruik. Dit wys dat dinge gebeur nie soos wat ons dink dit moet gebeur. Dinge gebeur nie soos wat vir ons sou sin maak. Nee, dit gebeur alles as gevolg van die Here wat regeer. Alles as gevolg van sy groot plan. En as ons dan mooi dink oor die Bybel en al die verhale in die Bybel, sien ons hoe die Here dit keer op keer doen, hoe hy die swakke en die onwaarskynlike gebruik om sy plan uit te voer. As mense dink aan Josef, die jongste van sy broers, die een wat deur sy broers as 'n slaaf verkoop is, hy wat eintlik geen kans staan om regtig 'n verskil te maak, en die Here gebruik hom om baie mense aan kos te voorsien gedurende die hongersnood. Die Here gebruik hom in sy plan om sy volk aan die lewe te hou. Ook kies die Here vir Moses om dan die volk uit slawerny en na die beloofde land toe te lei. Ja, Moses het in die paleis groot geword, maar ons moet besef dat toe die Here vir Moses geroep het, was hy 'n moordenaar wat weggevlug het en baie jare as 'n vlugteling geleef het, ver van alles en almal. 'n onwaarskynlike kandidaat, maar tog kies en gebruik die Here hom. Moses wat ook self gesê het, ek kan nie goed praat nie, ek is nie 'n goeie leier nie. Maar die Here kies en gebruik hom. Die Here kies ook vir Dawid, die jongste van sy broers, die eenvoudige skaapwagter om Goliat die reus te oorwin en om die volk van Israel te lei. Die volk van Israel self is so 'n voorbeeld. Hulle het begin as slawe. Die volk het begin as slawe in Egipte, maar tog gebruik die Here hulle en stap op pad saam met hulle. Nie die groot en magtige volke oral anders in die wêreld nie. Die volk wat klein en nietig en as slawe begin, die volk van Israel. Jesus doen dit ook in die Nuwe Testament, wanneer hy eenvoudige vissermanne kies om sy disippels te wees. Iemand soos Paulus kies om 'n apostel te wees. Nou Paulus het die kerk van die Here vervolg. So 'n onwaarskynlike kandidaat om 'n apostel te word in die kerk. Iemand wat die kerk vervolg het tot die dood. Die Here kies vir Maria, die eenvoudige, nederige diensmaagd, om geboorte te gee aan die Messias. Hy kies nie 'n koningin of 'n prinses, so iemand nie. Kies Maria. Broers en susters, ons Here Jesus self is natuurlik die ware volmaakte voorbeeld en vervulling hiervan. Van dit wat ons leer in Psalm 8. Die Here gebruik die swakke om sy plan uit te voer. Jesus sê dit van homself, hy haal aan uit Psalm 8 uit in Matteus 21. Dit gebeur net nadat hy op 'n donkie, 'n nederige werksdier, in Jerusalem ingery het en die tempel gaan reinig het, dan loof en prys die kinders hom as die Messias. En die skrifgeleerdes en hoofpriesters is dadelik verontwaardig, en Jesus sê vir hulle, het julle nie gehoor dat uit die mond van kinders en suigelinge word die vyand stilgemaak. Jesus haal aan uit Psalm 8 uit na homself te verwys. En dan die Hebreërs skrywer in die boek van die Hebreërs pas verse 4 tot 6 van ons Psalm, dis die tweede deel, die tweede herhaling van die idee, toe op Jesus. Dit staan direk dat Psalm 8 oorspronklik oor die mens gehandel, die mens wat moet regeer oor die skepping en daaroor moet heers. Maar as gevolg van ons sonde kry ons dit nie reg nie. As gevolg van ons sonde lewe ons nie ons roeping uit om te heers oor die skepping. Daarom sê Hebreërs dat Jesus die een is wat kom en hierdie Psalm finaal volmaak vervul. Jesus is die seun van die mens waar daarvan gepraat word in vers 5. Hy is die een wat gekom het om aan die kruis te sterf, om finaal die ware koning te wees wat heers oor die ganse skepping. As ons mooi daaraan dink, is die kruis self weer die Here wat op hierdie manier werk, soos ons in Psalm 8 leer. Die kruis wat vir die res van die wêreld lyk soos verloor, gebruik die Here om finaal te oorwin. Die kruis wat vir die res van die wêreld lyk soos
Ja, die koning van die Jode, die seun van God, hy het gesterf, hy het dood gegaan. Hy het nie gewen of oorwin nie, nee, maar die Here gebruik dit juis om te oorwin. Juis sodat Jesus die dood sou oorwin, die sonde en die Satan sou oorwin. Dat hy sou opvaar daarna na die hemel toe en sit aan die regterhand van God, waarvanaf hy regeer. Die Here gebruik die swak en die onwaarskynlike in sy ewige plan. En dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Sodat ons sy kinders kan wees, sodat ons sonde vergewe kan wees. En sodat ons nou die verantwoordelikheid het om as sy kinders die roeping wat die Here vir ons gegee het, goed en reg uit te oefen. 'n Mens kan nie Psalm 8 lees en tot die gevolgtrekking kom dat die skepping is nie belangrik nie. Dat ons nie daar op die regte manier moet heers nie. Dat ons dit reg moet oppas nie. Dis die taak wat die Here vir ons gegee het. Broers en susters, daar is vandag baie mense wat lief is vir die aarde en die planeet en hulle word groen mense genoem. Maar sommige van hulle het ook eintlik heeltemal verkeerde idees. Hulle sou sê dat die mens, sommige van hulle sou sê, die mens is 'n parasiet wat moet uitgewis word. Ons moet so minstens met hulle kinders kry. Maar broers en susters, hulle is heeltemal verkeerd. Die eerste keer toe die Here aan ons hierdie opdrag gegee het, is in Genesis. Waarin ons spreektaal praat ons daarvan en hy het vir ons die opdrag gegee om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Bewoon beteken dat ons moet meer word en uitbrei en aarde vul. Maar ons moet op so 'n manier bewerk en bewaar dat ons nie die aarde misbruik wanneer ons dit doen. So ja, broers en susters, ons elkeen het die verantwoordelikheid om dit wat die Here vir ons gegee het, die skepping wat hy vir ons gegee het, goeie rentmeesters oor te wees. As deel van die vervulling van ons roeping. Broers en susters, wanneer jy weer na die hemelruim kyk, onthou die twee dinge. Onthou hoe klein jy is, maar nog meer hoe groot die Here is. Hy is die skepper van alles, die koning van alles. En tog gebruik hy ons nietige geringe mense in sy diens. En uiteindelik het hy sy eie seun wat homself verneder het aan die kruis, verhoog tot koning oor die hemel en die aarde. En daarom kan ons saam met Dawid bely: O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam